Goeienaand luisteraars en baie welkom weer eens by ons het koppe by mekaar vanaand. Gesels ek weer. Ek en Karen het so lekker gesels die vorige keer, Karen Badenhorst. Ek het sommer besluit om haar weer te nooi want ek het baie vrae. Daar's baie dinge wat ek nog wil weet en ek dink daar's baie dinge wat vir ons luisteraars kan help. Baie welkom Karen. Dankie dat jy weer met ons gesels. Goeienaand Renel en baie dankie dat jy my weer gevra het. Dis heerlik om saam te kuier vanaand. Karen, en as ek het nou reg het, was hierdie week die kinderbeskermingsweek. Jy weet, ek het niks gehoor daarvan of iets en dis jammer, hulle maak dit nie meer bekend nie, maar ons is nou in kinderbeskermingsweek. Ja, Renel, jy's heeltemal reg. Ons is in kinderbeskermingsweek en ek dink kinders is een van ons land se grootste bates en as ons kinders beskerm, dan beskerm ons eintlik ons toekoms en ek dink dit is hoekom daar 'n hele week gegee word om fokus te plaas op hoe beskerm ons kinders op 'n fisiese vlak, op 'n emosionele vlak en ook op 'n psigologiese vlak moet ons kinders beskerm. En dis baie keer nie so maklik nie. Ja, nou weet jy, Karen, jy sê 'n verskriklike belangrike ding, want ek het later in my lewe eers geleer dat empatie in die regterbrein gevorm word, tot op die ouderdom van 3 jaar. En met ander woorde, die verantwoordelikheid op ons as ouers, om hoe ons met ons kinders omgaan, kan ons maak dat hulle empatiese groot mense word of nie. Dis 'n geweldige verantwoordelikheid op ons as ouers, nê? Jy is heeltemal reg, Ronel. Ons as ouers, as ons nie die vaardighede het om op 'n effektiewe manier met ons kinders te connect nie. As ons nie weet hoe om empaties te kommunikeer nie, hoe gaan ons kinders leer om empaties te wees? Ons is, ek sê altyd vir ouers, die beste manier om jou kinders op te voed is deur voorbeeldstelling. Hoe ek as ouer myself, wil ek amper sê gedra. Ons praat net met kinders, gedra julle, maar ons ouers moet ons ook gedra. En hoe ons as ouers onsself handhaaf in sekere situasies. Wat doen ons as my kind emosioneel raak? Wat doen ek as ek en my kind konflik het? En daai voorbeeldstelling help die kind om sy bane in sy brein te vorm, die neuronbane te vorm, wat so bepalend is vir sy emosionele intelligensie as hy eendag 'n volwassene is. Jy sê baie powerful ding, want ek dink ook selfs, jy weet, hoe ons praat met ander mense. Kinders sien ook hoe ons konflik hanteer met ons bure of met ander mense of in die openbaar. Dit hoef ook nie eers direk met hulle te wees nie, ook hoe praat ons respekvol met ons kinders of nie, jy weet. Ja. Karen, maar ons het laas ekskuusie, waar jy iets gesê het nou. Ons het laas so geraak aan dissipline en ek dink om ons kinders te kan beskerm, moet ons, jy het 'n baie kosbare ding laas gesê wat my baie laat dink het. Jy het gesê ons moet ons kinders lei. Jy weet, ons moet hulle leer, ons moet hulle volwasse groot mense maak en empatiese groot mense maak. Maar ons moet dit op 'n liefdevolle, op 'n ander interessante manier doen. Hoe gesels bietjie met ons oor dissipline asseblief? Ek dink daar's baie uiteenlopende opinies. Ja, Ronel, dit is 'n baie kontroversiële onderwerp op die oomblik. Ek dink jy het gelees in die koerant van die ouer wat gevonnis is omdat hy sy kind met 'n beld geslaan het. So, net om vir die luisteraars weer te herinner dat om my kind fisies te slaan met 'n hand of 'n beld of met enige iets is vandag teen die wet. Ons mag nie ons kinders slaan nie. En as 'n kind met 'n merk by 'n skool opdaag
moet die maatskaplike werkers en die polisie onmiddellik in kennis gestel word. En dit laat ouers in 'n verskriklike groot dilemma. Want as ek nou nie meer my kind kan slaan nie, wat doen ek nou? Jy weet, hoe dissiplineer ek my kind? En ouers dissiplineer baie dikwels hulle kinders op die manier wat hulle gedissiplineer is. So, vandag se ouers kom ongelukkig uit 'n generasie uit waar hulle ouers net die autoritaire manier van ouerskap geken het. En ons sal nou 'n bietjie praat oor daai spesifieke ouerskapstyl. En nou is dit hierdie enigste model wat die ouer ken en nou pas hy dit toe op sy kind en ouers sê baie dikwels ja, maar my pa was streng, my pa het my gereeld 'n pak slaag gegee en ek is vandag heeltemal alright. Maar ongelukkig kan ons kan nie meer daai redenasie gebruik nie, want dit is teen die wet en buiten dat dit teen die wet is. Sodra iemand in enige verhouding gestraf of geslaan word, verloor iemand. Iemand verloor. Niemand trek aan die kortste end. En in die ouer-kind verhouding is dit dan die kind wat verloor en wat verneder word. En ja, ons kan 'n bietjie gesels oor die autoritaire ouerskapstyl. So, ouers gebruik hierdie styl, hulle weet nie van ander style nie, en dan laat dit hulle in 'n dilemma. So wat baie ouers doen, hulle is so ons kry 3 ouerskapstyle. Vertel vir ons asseblief. Waarvan die autoritaire ouerskapstyl die eerste ene is, en dan die tweede een is 'n permissiewe ouerskapstyl. So, wat baie ouers dan doen is, hulle gaan tussen autoritair en permissief, autoritair en permissief, en nie een van daai twee is regtig effektief nie. So kom ek deel gou met die luisteraars die autoritaire ouerskapstyl, en dit is waar ons 'n baie streng ouer kry, met baie streng reëls, regulasies. Die ouer het die enigste sê in hierdie verhouding. Die kind moet stil bly, hy moet hom gedra, hy moet net luister. Hierdie kind het glad nie 'n sê nie. En hierdie 'n kind bou baie dikwels opstandigheid en teenstand teen hierdie ouer op, want hy voel magteloos. Hy voel, my ouers sien nie my behoeftes raak nie. Ek kan nie 'n sê nie. Ek kan nie 'n besluit maak nie. Hierdie ouer moet baie hard werk. Hy maak al die besluite. Hy voel baie keer skuldig. En hy moet hierdie teenstand van die kind ook beleef, want die kind is nou kwaad vir die pa wat hom gestraf het. Hierdie ouer gebruik sy mag. Sodra ek mag gebruik, dan sluit dit ook dan nou straf en beloning in. So as ek praat van straf, dan praat ek ook van, ek vat jou selfoon weg vir 'n week, ek gaan vir jou hok vir die volgende kwartaal, of geen televisie vir 'n week nie, of sommer net gaan na jou kamer toe en gaan sit daar tot jy klaar gehuil het. Dit kan die kind alles moontlik beleef as straf. En dit is nooit effektief nie. Die kind kan nou reageer op hierdie straf met veg. So dis vir ons opstandige tiener kry, hulle wil nie meer saamwerk nie, hulle veg teen die ouer. Sekere kinders kan vlug, sekere persoonlikhede kan glad nie hierdie ouerskapstyl hanteer nie, so hulle vlug in hulle kamer en hulle exit eintlik uit hierdie verhouding uit. En baie kinders gedra hulle mooi en hulle is onderdanig en hulle sê dis reg, ons sal luister. Die probleem met die onderdanige kind is dat hy ontwikkel nooit selfvertroue en 'n selfbeeld nie.
So jy kan sien dat hierdie ouerskapstyl het baie risiko's. Die laaste ding wat ek wil sê oor mag gebruik in 'n verhouding, as ons kinders straf of slaan, het dit baie keer te doen met my eie emosies. Ek is nou vies. Ek is nou kwaad omdat een van my behoeftes nie bevredig word nie. Soos amper soos 'n uitlaat van wat my frustrasie is met jou. Absoluut. So 'n slaansak. Absoluut. Nou gaan stort ek dit op die kind omdat ek nie gelukkig is nie. En ons as ouers moet net onthou, 'n kind gedra hom of 'n kind het sekere gedrag omdat hy 'n behoefte het. Hy het 'n behoefte. Hy is nie stout nie. Hy is net besig om sy behoefte te bevredig. Maar ons sal nou daarby kom. So, ons slaan ons kinders, maar ons sal nie ons vrou of ons kollega by die werk slaan nie. Maar ons slaan ons kinders. So daai maak ook nie sin nie. Ons sal ook nooit praat van 'n kollega of 'n vrou wat stout is nie, maar ons praat van ons kinders wat stout is. So ons moet net so 'n bietjie gaan dink oor daai konsep en ek wil vir die luisteraars bietjie 'n denkskuif gee, jy weet, oor hoe ons dink aan kinders en hoe ons praat oor kinders. Karen, as ek gou hier kan inkom net, sal jy onthou wat jy wil sê, ek wil net hier inkom, want ek dink nie mense besef altyd hoe belangrik, jy weet, daardie verhouding is in terme van ons eie persoonlikheidsontwikkeling nie. Ons persoonlikheid word gevorm deur dit wat ons beleef vandat ons gebore is. Saam met oorerflikheid, maar dis meer die goed wat met my gebeur en hoe mense my hanteer en hoe my veilige mense my hanteer, wat dan later my persoonlikheid help ontwikkel. So dis 'n dit het geweldige implikasies, nie? Ronel, jy is so reg, hoe mense my laat voel. Hoe mense my laat voel in my huis, in my belangrikste verhoudings met my ma, my pa, hoe laat hulle my voel? En ek dink ons het laas keer hieroor gepraat, ons kinders se grootste emosionele behoefte is aanvaarding. Ek wil graag veilig en aanvaard en geliefd voel. Dit beteken nie ek kan doen wat ek wil nie. So daar's nog steeds grense vir my gedrag. Maar hoe stel ek as ouer daai grense? Buig en breek ek die boompie? Ja, dit was so mooi. Of stit ons hom, of lei ons hom, of beïnvloed ons hom? Ek wil 'n laaste ding oor mag sê, Ronel, en ons moet ons mag baie spaarsaam gebruik, veral onder die ouderdom van 13 jaar. As ons kinders straf vir elke tweede ding wat hulle verkeerd doen, dan raak ons botteltjie mag op. En elke ouer het net so klein botteltjie mag. Dis oulik. Toe jy uitloop by daai hospitaal in jou doekesak, het jy so klein botteltjie mag gekry. En as jy jou kind slaan vir eet jou kossies, wees mooi met jou boetie, tel op jou speelgoed. By die tyd wat hy kind 13 is, dan is jou mag baie min. En dan kom daai 13-jarige tienerseun wat teen die ene langer as jy is, en hy sê, nou gaan ek my mag terugvat. En wanneer het ons eintlik ons mag nodig as ouer? Ons het ons mag nodig in die tienerjare. Maar nou is dit nie meer eet jou kossies, tel jou speelgoed op nie. Nou is dit vriende. Dit is bestuur sonder 'n lisensie. Dit is alkoholgebruik. Dit is dwelmgebruik, dit is seksuele gedrag. Nou het ek as ouer my mag eintlik nodig. En as ek my kind groot gemaak het met mag, dan het ek nie mag as hy 'n tiener is nie. En die laaste ding oor mag wat ek met die luisteraars wil deel. Ons moet mag gebruik wanneer ons kind se lewe in gevaar is. Wanneer my kind 'n dwelmverslaafde is en hy's destruktief, bel ek die polisie kom laai hom op en hy word opgeneem in 'n dwelmkliniek. Wanneer my kind
wil bestuur sonder lisensie, gaan ek sê, ek gaan dit nie toelaat nie, ek verbied dit. Wanneer my laerskoolkind op 'n oggend opstaan en sê, ek wil nie meer skool toe gaan nie, dan gaan jy as ouer jou mag gebruik en jy gaan eerstens verstaan hoekom die kind nie wil skool toe gaan nie, maar jy gaan sê, "Skus Boeta, maar jy moet skool toe gaan. Jy moet slim word, want jy moet eendag vir jouself sorg." En ek sien in baie van ons gemeenskappe is ouers hier baie permissief. Hulle los nou maar die kind by die huis, want hulle is nie lus vir die moeite om daai kind te dwing om skool toe te gaan nie. So, ons moet mag gebruik, maar spaarsaam. Dit is die boodskap. Die tweede metode van ouerskaps is die permissiewe metode. En dis waar ons vir die kind net laat doen wat die kind wil. So ons gee eintlik vir die kind dan al die mag, nee. Hier wen die kind. Ja. So by die eerste metode wen die ouer. Metode 2 wen die kind. En hy het nog nie noodwendig die breinkapasiteit om te weet wat om met daai mag te doen. Glad nie. En hierdie metode maak kinders onhanteerbaar. Dit maak dat hulle glad nie saamwerk nie. Dit maak selfsugtige kinders groot. En Ronel, die grootste nadeel van hierdie metode is dat kinders kan op 'n stadium moontlik voel dat ag, my ouer gee nie om nie. Ek kan doen wat ek. So baie interessant, Ronel, hulle sê as jy moet kies tussen metode 1 en 2, die autoritair en die permissief, is die autoritair beter, want ten minste gee die ouer om in metode 1. Hy connect, hy gee om. Metode 2 permissief, dit het ook sy plek, daar is tye wat 'n ou bietjie die reëls moet breek, Vrydag aande, hoef ons nie om die tafel te sit nie, ons kan lekker voor die televisie sit en pizzas eet. Ons kan varkie aande hou op 'n Vrydag of 'n Saterdag aand. So daar's plek vir permissiewe ouerskap. Maar ook weer eens skaars. Dit moenie die nommer 1 opsie wees van 'n ouerskapstyl nie, want dit het verrykende gevolge. Karen, ons moet gou 'n advertensiebreek neem. Luisteraars, ek is gefassineerd, ek kan nie wag dat ons verder gesels nie. Kom ons luister na Annelie van Rooyen se Neem my op vlerke. Welkom terug luisteraars, en as jy nou ingeskakel het, ons gesels weer vanaand met Karen Baardnors. Sy bied programme aan vir elke mens op hierdie aarde oor effektiewe verhoudings, en dit gaan oor 'n baie spesifieke program wat ontwikkel is vir vrouens, vir tieners, vir kinders, vir ouers en kinders, vir huwelike, in die korporatiewe wêreld. Karen, letterlik elke mens kan persoonlike groei ook ervaar by jou. Maar kom ons gaan aan waar ons opgehou het. Jy het gesê dat eintlik wys die navorsing dat die autoritaire ouerskap eintlik dan vir die kind die boodskap gee van ek is lief genoeg vir jou dat ek hierdie streng reëls het. Ja, maar hy het risiko's. So dit is nie ons eerste keuse nie. So ons moet hom baie spaarsaam gebruik. Ons doeltreffende ouerskap leidingsprogram gee vir ons dan nou 'n derde metode. Kan ek gou vir jou onderbreek voor jy daar kom, want ek sit nou hier met 'n vraag in my kop. En ek wonder of dit kan wees dat wanneer ek self in 'n baie autoritaire ouerhuis groot geword het, dat ek dan besluit, ek sal my kind nie onder daai druk sit nie, so ek laat my kind alles doen. Ek gaan permissief wees. Ek gaan nie my kind deur daai selfde pyn sit wat ek ervaar het nie. Absoluut. Of dalk andersom. Ja, of andersom. Absoluut. Ek het in 'n baie streng ouerhuis groot geword. Ons is daarom nou nie geslaan nie, maar my pa was streng. En die dag toe ek kinders kry, toe sê ek vir my man dat daar moet ander maniere wees. Jy weet, daar moet net ander maniere wees, behalwe as om jou kind nie 'n stem te gee nie, om jou kind nie die ruimte te laat om 'n oplossing te gee nie.
So ja, jy weet, ek dink ouers kan, ons ouers wat baie bewus is van verhoudingsstyle en interpersoonlike verhoudings. Hulle maak doelbewus die besluit. Dit is nie hoe ek my kind gaan grootmaak nie. Maar dit laat hulle dan in 'n dilemma. Wat doen ek? Wat doen ek nou? Jy weet, as ek nou nie Vertel kan vir ons. slaap nie, Yes. wat maak ek? Watse metode volg ek? Want ouers het nie daai kennis en daai vaardighede nie. So, ek wil net aansluit by wat jy nou gesê het, Renel. Ons kan dalk aan die einde bietjie meer weer daaroor gesels, maar ons programme gaan alles oor praktiese kommunikasievaardighede. So, alles in 'n verhouding met my kind gaan oor wat sê ek vir die kind? Hoe sê ek dit vir die kind? En baie belangrik, wanneer sê ek dit vir die kind? So luisteraars kan daai maar net in die agterkop hou en ons kan dalk 'n bietjie later weer daaroor gesels. So ons mag nie die metode 1 en 2 het ons nou gehoor is oneffektief. Wat bly dan nou oor? Jy weet, wat kan ouers nou gebruik om konflik te hanteer? So die oomblik wat ek en my kind konflik beleef, dan stamp ons koppe en die eerste gedagte is, wie gaan wen? Wie gaan nou hierdie ding wen? Ek wil eers 'n bietjie praat oor konflik, Ronel. Ek dink baie ouers en mense in die werksplek, in die huwelik, in ons ouer-kind verhouding, ons is bang vir konflik. Baie mense wil nie konflik in die gesig staar nie. Baie mense wil nie konflik hanteer nie. Baie mense vermy konflik. En ons leer ons ouers dat konflik is so deel van enige verhouding. Konflik is normaal. Mense wat nie konflik het nie, daar gaan nie veel aan in daai verhouding nie. Dis maar 'n dooie verhouding as daar nie konflik is nie. So ons moet ook vir ons kinders leer dat konflik is oukei. Konflik is goed. Ouers moet ook, as hulle konflik op die regte manier doen, voor kinders konflik hê, sodat ons vir ons kinders kan leer hoe om probleme op te los. Wanneer konflik nie effektief hanteer word nie, kan dit die verhouding vernietig. Ek dink egskeidings in ons land is so hoog, omdat ouers net nie weet, huwelike maats net nie weet hoe om konflik op te los, sonder dat iemand verloor nie. En wanneer ons konflik op 'n destruktiewe manier hanteer, dan kan dit die verhouding vernietig, dit kan toksies wees, en dit kan baie seer en hartseer veroorsaak. Maar wanneer ons konflik effektief hanteer, kan dit die verhouding versterk. Dit kan ons nader aan mekaar bring. Ons wil graag almal groei uit konflik uit. En hopelik wanneer ons konflik hanteer, bring dit ons nader aan mekaar en maak dit sommer dat ons vir mekaar liewer is. En dis die bril wat ek graag vir ouers wil gee, is dat konflik, yes, ons het nou 'n geleentheid om in 'n gesprek te gaan met my kind. Ek gaan in hierdie gesprek my kind bietjie beter leer ken. My kind gaan my bietjie beter leer ken. En hier gaan nou energie vloei wat ons verhouding versterk en beter maak. En ons gaan sommer liewer vir mekaar wees na hierdie konflik. En dit is die hele doel van ons metode om konflik te hanteer. Dit maak so sin wat jy sê, want as ek nou dink aan wanneer mense moeilike verskil opgelos het, dan voel 'n mens nader aan mekaar. En dan dink, jy weet, dis daai gevoel van, yes, ons het deur hierdie moeilike ding gekom. En ons het saam hierdeur gekom. Dit is nogal 'n empowering gevoel. Dit is 'n versterking, nee, dis presies soos jy sê, is 'n versterking van 'n verhouding. Nou, hoe doen ons daai? Karen, want ek kan nou al klaar dink, jy weet, as 'n mens so lees op Facebook hoe ouers kla oor daar nie meer dissipline is nie, en as
Jy weet, en as daar is 'n woelige kind kom kuier en dan sal mense sê, "Jenne, as dit my kind was, het ek hom al lank 'n loosing gegee." En as jy nou sê ons mag nie straf en beloon nie, dink ek is daar baie ouers wat vra nou wat nou? Hoe help ek my kind op die beste manier om 'n effektiewe grootmens te word? Goed. So metode 1, die autoritaire metode was 'n wen-verloor metode. Metode 2 was 'n verloor, die ouer verloor, die kind wen metode. En ons wil graag vir ouers 'n wen metode leer. Want niemand wil in enige verhouding verloor nie. En hier kan luisteraars hulle werksverhouding, hulle huweliksverhouding, verhouding in die klaskamer en dan die ouer-kind verhouding in gedagte hou. Niemand wil verloor nie. Jou kind wil nie verloor nie. Jy wil ook nie verloor nie. So ons leer ouers 'n metode waar ons koppe bymekaar sit. Presies soos wat ons nou doen. Ons moet koppe bymekaar sit met ons kinders. Absoluut. Luisteraars, ek hoop julle hoor daai. Dis gaan wonder ons program se naam is Ons sit koppe bymekaar. Jy vertel vir ons Karen, dis nou oulik. So ons moet koppe bymekaar sit om planne te maak vir 'n wen-wen. En hier leer ons ouers 6 stappe wat ons deurgaan om uiteindelik by 'n oplossing uit te kom. En ek gaan hierdie 6 stappe nou sommer vir julle 'n bietjie verduidelik, sodat die ouers wat notas maak is baie welkom om 'n paar notas te maak. Die eerste stap in hierdie proses is die belangrikste stap. En dit is die kopskuif wat ek en jy moet maak om te besef in enige probleem wat ons besit. Kom ons vat selfone, skermtyd, want ek dink dis 'n baie relevante probleem wat baie ouers in baie huise beleef. Ons het skermtyd is die probleem. So ons het altyd 'n probleem. By mekaar kamer. Nat handdoeke op die vloer. Huiswerk wat nie gedoen word nie. So daai is die probleem. Dis baie belangrik dat ons in met daai probleem opdeel in behoeftes. So in die eerste stap gaan kyk ek altyd, wat is my kind se behoefte? Hoekom het my kind hierdie gedrag? My kind is heeldag op sy selfoon. Wat is sy behoefte? En hier gaan ons in 'n gesprek met die kind. En ons vra vir die kind, wat doen jou foon vir jou? Wat beteken jou foon vir jou? So jy begin hierdie proses eers met 'n luister. Luister en kom agter, wat is hierdie kind se behoefte? Boeta, ek kan hoor, jy love die foon van jou. Ek kan hoor dat dit is jou manier om met jou maats te kommunikeer. Jy word op hoogte gehou van al die dinge wat in jou portuïergroep gebeur. Ek sien ook jy kry huiswerk op jou foon en mamma sien Vrydag aand is dit vir jou baie lekker om 'n fliek te kyk op jou foon. Jy ontspan met jou foon. Jy ontsnap 'n bietjie uit jou stres en jou dag met die foon. Ek verstaan dit want ek hou ook daarvan om dit te doen. So ek sien en hoor jou behoefte met die foon. So daai is die eerste deel. Ek luister na die kind. Ek sien wat die kind se behoefte. Kom ons vat gou die kamer. Ek sien Boeta, hierdie klomp klere op die vloer. Ek verstaan dis vir jou nogal moeilik om elke dag netjies te maak. Jy's in en uit, jy doen sport, jy het nie baie tyd nie. Ek verstaan ook dat jou kamer is jou enigste plek waar jy kan doen wat jy wil.
En dat dit is die enigste plek waar jy beheer het. Ek verstaan dit. Jy wil daar aan die kant maak soos jy wil. Jy wil daar doen wat jy wil. Jy wil daar vryheid hê. Jy wil daar beheer hê. Ek verstaan dit. En dan kom jy met jou behoefte as ouer. En hier is dit baie belangrik dat jy nie die kind moet sleg maak en sê, jy is so lui, jy's heeldag op jou foon. Jy's so slordig, kyk hoe lyk jou kamer. Want as ons jy boodskappe gebruik, dan breek ons die kind se selfbeeld af. So, ons leer in ouers, vir ons ouers in ons kursus leer ons 'n ek-boodskap. Want eintlik is ek mos nou die een met die probleem, né? Ek het hom mos nou. So ek moet verantwoordelikheid vat vir my probleem en dan gaan ek die kind konfronteer. En dit gaan so klink, ek gaan vir die kind sê, "Ag, ek is so bekommerd. As jy heeldag op jou foon is, dat jy nie tyd gaan kry vir fisiese aktiwiteite of vir kuier saam met die gesin nie. Ons mis jou. Ons mis jou as jy heeldag in jou kamer op jou foon is." En hier trek die ouer die grens. Hier kommunikeer jy jou behoefte, jy trek die grens. Kom ons vat net gou weer die kamer voorbeeld. Ek verstaan dat jou kamer die enigste plek is wat jy kan doen wat jy wil, maar as jou klere so op die grond lê vir weke, maak dit vir my baie moeilik om die wasgoed te bestuur. Ek kan nie jou goed lekker was nie, ek weet nie wat is vuil nie, en dit is vir my baie moeilik. En hier stel jy jou grens. En nie ons beide van die partye se behoeftes. Dit is alles stap 1, nee. Dis stap 1. Okay, got you. Kan ons aangaan na stap 2, Tronel? Ek dink ons doen stap 2 en dan kan ons weer 'n advertensie neem, want ek dink hierdie is baie belangrik. Kom ons gaan aan na stap 2 toe. Stap 2 sit ons dan nou fisies die koppe bymekaar en jy gaan eerstens vir die kind vra, nou maar goed Boeta, ek het jou nou gehoor, jy het my nou gehoor. Hoe dink jy kan ons hierdie probleem oplos? Onthou luisteraars, ons wil graag 'n ruimte skep waar ons kinders kan dink. Ons wil graag kinders in die wêreld instuur wat probleme kan oplos. As ek 'n autoritaire ouer is, maak ek al die reëls, ek maak al die besluite, hierdie kind hoef nooit te dink nie, hy moet net doen. Hierdie metode gee 'n ruimte vir die kind waar hy nou bietjie moet dink. Okay. Ek hoor my ma, sy hoor my behoefte. Hoe kan ek planne maak sodat hierdie probleem opgelos word? In hierdie proses leer ek nou die kind kritiese denke, probleemoplossende denke, en ek leer die kind konsiderasie. Hy moet my as ouer konsidereer. Hy moet vir my ook empatie hê, want ek het ook 'n behoefte. En dis 'n baie belangrike ding wat ons kinders moet leer, is konsiderasie. En dan brainstorm ek en die kind 'n klomp idees. En ons kan dit sommer neerskryf as ons wil. En dit is belangrik hierso, as die kind 'n idee op die tafel sit, dat ons as ouers dit nie gaan afkraak of evalueer nou nie. Ons hoor alles wat die kind sê, al kom hy met die belaglikste oplossings, wat jy weet in jou kop gaan nooit werk nie. Luister hom eers uit, gee vir hom daai geleentheid, om al die oplossings op die tafel te sit, en dan kom jy met jou oplossings. So vinnige praktiese voorbeeld, mamma, ek wil elke aand 3 ure met my foon wees, en naweke wil ek my foon gebruik, net soos wat ek wil. So daai is 'n oplossing van die kind, net dan sê jy, okay, Sharp, kom ons skryf dit neer. Kan ek vir jou 'n oplossing gee? Wat van wat van 2 ure selfoon deur die week en naweke dubbel dit.
So nou gesels ons ruil idees uit, ons sit alles op die tafel. En nou genereer ons oplossings. En dit is dan stap 2 nou. Luisteraars, ek neem notas en ek sal ook notas opsit op ons, as ons mag, Karen, die notas 'n bietjie deel ook op ons YouTube kanaal. Kom ons neem 'n advertensiebreek en ons luister na Bridge Over Troubled Waters, want hierdie kommunikasie is die brug. Ons gesels net nou weer. Welkom terug luisteraars, ons gesels met Karen Badenhorst en sy is besig om vir ons 6 stappe te verduidelik van 'n effektiewe kommunikasiemetode wat beide partye laat wen. Karen, jy het afgesluit met stap 2. Is daar nog iets rondom stap 2? Want dit klink vir my dis waar die onderhandeling begin gebeur, die brainstorming gebeur. Ons sit net 'n klomp idees op die tafel. Is dit stap 2? Stap 2 sit ons 'n klomp idees op die tafel. En dan in stap 3, Ronel, gaan ek en die kind deur elke oplossing en ons gesels daaroor. En die kind sal sê, nee mamma, daai is nie vir my 'n wen nie. En die ouers sal sê, nee maar daai is nie vir my 'n wen nie. En in stap 3 kom ons baie keer tot nuwe oplossings. Ons maak baie keer nuwe oplossings. Maar ons gesels daaroor. En ons bly kalm en ons is rustig en ons luister na mekaar. En ons gaan deur elke oplossing en ons kyk, goed, watter een van hierdie oplossings kan werk? En in stap 4 kies ons dan een van hierdie oplossings. Ons besluit dan, hierdie is 'n wen-wen. Albei is tevrede. Albei partye is gelukkig. En ons besluit dan, ons gaan hierdie nou probeer vir 'n week. Dit is stap 4. Stap 5 is dan implementeer ons dit. So ons gaan sê, hoe gaan ons hierdie planne doen? Wanneer gaan ons begin? Wie is verantwoordelik vir wat? En wanneer gaan ons hierdie planne implementeer? So die wat, die wie en die hoe word dan bespreek. So ons sal dan vir die kind sê, goed Boeta, ons begin met hierdie planne môre. Mamma wil nie polisieman speel nie. Ek vertrou jou dat jy sal hou by die reëls. En kom ons sit die tye wat jy die selfoon kan gebruik sommer hier op die yskas, dan weet ons almal. En as hierdie planne nie werk nie, dan gaan ons in stap 6 dit evalueer. Ons gaan sê, hierdie werk nie. Hierdie was nie goeie planne nie. Kom ons doen hierdie proses weer. Of ons gaan sê, wow, dit het gewerk. Fantasties, dit het gewerk. Kom ons hou aan daarmee. So Ronel, hierdie 6 stappe is nou dit klink nou baie teoreties en lank, maar baie keer as die kinders baie mooi opgelei is in die metode, doen jy dit in 2-3 sinne. Jy doen dit in 2-3 sinne. As my dogter 'n behoefte het, dan kom sy sommer na my toe en sy sê, mamma, ek het 'n plan. Dan weet sy al, dis iets wat een my behoeftes is, maar sy het 'n behoefte, maar sy het 'n plan. En so maak ons kinders groot wat dink. Ons maak kinders groot wat ander mense in ag neem. So met ander woorde, ons kweek konsiderasie, empatie vir die ander persoon. Maar ons leer ook ons kinders om op te staan vir hulle self. Ons leer ons kinders om grense te stel, om na hulle eie behoeftes te kyk. Want hoeveel mense kry ons nie wat sukkel om grense vir hulle self te stel? Absoluut. Ons wil graag kinders grootmaak wat selfgeldend is, wat so 'n bietjie opstaan vir hulle eie behoeftes, wat nie misbruik word nie, wat nie mishandel word nie. En hierdie proses gee daai geleentheid vir die kind om bietjie op te staan vir sy eie behoeftes, maar ook om te luister na die ander ou se behoeftes en te sê, goed, jy weet, jy het ook 'n behoefte. Omdat ek in 'n verhouding met jou is, wil ek jou konsidereer en sal ek saamwerk om hierdie plan te laat werk. Hierdie
metode, Ronel, kan nie werk as die ouer en die kind nie 'n goeie verhouding het. As jou kind klaar uit die verhouding uit is, gaan hierdie nie werk. En dis hoekom dit so verskriklik belangrik is dat ons as ouers baie hard moet werk aan ons verhoudings. En as daar dalk tyd oor is, kan ons dalk bietjie praat oor verhouding bou. Hoe bou ek verhouding met my kind? Maar ons moet 'n goeie verhouding hê met ons kinders as ons hierdie tipe manier wil doen. Anders gaan dit nie werk nie. Die kind se hart moet in die verhouding wees. Die ouer se hart moet in die verhouding wees. Daar moet respek wees. Daar moet liefde wees. Daar moet toegeneentheid. Ek's mal oor die Afrikaanse woord. Daar moet toegeneentheid wees tussen die partye. En dan kan hierdie metode baie goed werk. En hierdie metode leer ek vir mense in die werksplek. Ek het nou net gedink dit behoort daar te werk, want dis negotiation, dis onderhandeling. Absoluut. Weet jy, ek onthou, ek het 'n vriend gehad, hy en sy dogter het 'n verskriklike hegte verhouding gehad, en toe sy tiener word, toe stamp hulle koppe. En hy kon dit nie verstaan nie, en hy vat haar eendag uit vir ete, en hy sê vir hy verstaan nie wat gaan nie aan nie. Hoekom stamp hulle so baie koppe? Hoekom sit hulle so baie vas? Hy verlang na daai tye wat hy en sy ou kleindogtertjie alles gedeel het. Sy het vir hom alles vertel. Toe sê sy vir hom, dis presies die fout wat jy maak. Daai kleindogtertjie is weg. Ja. Jy bly nou 'n jong vrou in jou huis wat jy weer moet leer ken. Ja. Vertel vir ons 'n bietjie van hoe, ek wil myself onderbreek, want die ander gedagte wat ek gehad het terwyl jy gepraat het was, mens kan dit op 'n jong ouderdom begin. As mens moet dit op 'n jong ouderdom begin met kinders, hierdie styl oor hoe om te sê wat jy voel en 'n ek-boodskap te gee. En as jy as ouer so praat, dan leer jou kinders ook so praat, nie? Ronel, hierdie manier van dissipline, so ek wil daai woord dissipline wil ek verander na beïnvloed. Ons wil ons kinders beïnvloed. So in plaas van mag, wil ek my kind beïnvloed. Hoe meer mag ek gebruik, hoe minder kan ek my kind beïnvloed. Hierdie metode gebruik ek van geboorte af. Kom ons vat 'n babatjie wat huil. 'n Babatjie wat huil en wat jy los, dat hy huil tot hy aan die slaap raak. Is absoluut 'n permissiewe ouerskapstyl. 'n Babatjie wat jy baie streng laat slaap en wakker word, laat slaap en wakker maak vir kossies, dis die autoritaire ouerskapstyl. En die wen-wen metode is waar jy die kind se behoeftes bevredig. Maak nie saak wanneer daai kind wakker word nie, wanneer daai kind honger is nie. Dis die onmiddellike bevrediging van die behoefte. So ons gebruik hierdie metode van geboorte af. Met 'n klein kind gaan 'n ou nou uit die aard van die saak nie vreeslik baie praat nie. Jy gaan nog steeds jou luistertegnieke en jou konfrontasietegnieke doen, maar met die klein kind gaan ons altyd, so die klein kind kan nie kom met 'n oplossing nie, want hy het nog net nie daai breinkapasiteit nie. So as die peutertjie sy vinger in die prop wil druk, gaan ek hom nie slaan nie, ek gaan sy handjie mooi rustig wegvat, en ek gaan vir hom iets anders gee om hom mee besig te hou. So ek gaan sy aandag aftrek. Nog beter is as ek voorkomend werk en ek sit 'n beskermingsprop op hy gat, dat hy glad nie eers sy vinger daarin kan druk nie. So ons as ouers wil altyd voorkoming is verskriklik belangrik in ouerskap. Ons wil konflik voorkom. Ons wil nie hierdie metode 3 doen nie.
Dan is harde werk, dis baie gesels, dis baie energie. Ons wil dit glad nie doen nie. So ons moet eintlik ons goed in plek sit dat ons nie eers daarby uitkom nie. So voorkomingsstrategieë is baie belangrik in die ouer-kind verhouding, veral met peuters. Jy kan nie jou mooi glas goed op 'n tafel los en verwag die kind gaan nie dit wil vat of dit wil aftel en rondloop daarmee nie. So bere dit liewer, dan het ons nie daai konflik nie. So daar's klomp goed wat ons kan doen as ouers in ons omgewing om ons omgewing te verander of te vergroot of te verklein sodat ons konflik kan voorkom. En dit is baie hoe ons met die kleinkind werk, is daai voorkomingsstrategieë of die aandag aftrek strategie wat ook baie goed werk. So ja, en dan verhouding bou is baie belangrik. Hulle sê dat ouers moet ten minste 20 minute 'n dag met 'n kind spandeer. Plat op jou boude met daai klein kind speel. Kinders wil graag gespeel mee word. En as ons met 'n kind speel en ons connect en ons het pret saam met 'n kind, dan is die onaanvaarbare gedrag ook sommer minder. En ja, ek dink dit is een van die maniere hoe ons 'n goeie verhouding met ons kind kan bou, is om met ons kinders te speel. En as daar tyd is, Ronel, kan ek nog 'n bietjie praat hieroor. Ek weet nie hoe lyk ons tyd nie. Ons het nog 'n bietjie tyd, Karen. Ek wil net iets sê daaroor. Hulle sê mos jy spel liefde vir jou kind spel jy T-I-M-E. Ja, absoluut. So jy kan gerus nog 'n bietjie aangaan. Ons het nog so 5 minute tyd. Nou voordat ons by die kind uitkom, is selfsorg baie belangrik. As ek as ouer nie na myself kyk nie, as ek as ouer nie beleef dat ek 'n kwaliteit lewe het, dat ek vervuld is nie, as ek as ouer geen selfsorg doen nie, as ek nie na myself kyk nie, as ek stres het, as ek trauma het wat ek nog nie verwerk het nie, daai negatiewe energie spoel oor na my kind toe. En dis hoekom, Ronel, as ons dink aan ouerskap as 'n huis met 'n fondament, die heel eerste laag wat ek in my fondament sit, is selfsorg. Ek as ouer moet na myself kyk. Ek moet myself baie keer eers groot maak voordat ek na 'n kind kan kyk. Sure. En Engels noem ons dit I must parent myself. En ag, ons kan baie hieroor gesels, maar selfsorg en hoe ek emosioneel reguleer. Jy weet, raak ek vinnig kwaad, sukkel ek met woede? Het ek 'n styl van skree? Hoe lyk my verhoudingstyle? Daai goed, my interne binnewerkinge, my metode, my innerlike werksmetode, dis nou 'n nuwe woord wat ek geleer het hierdie week, my innerlike werksmetode het 'n groot invloed op hoe ek my kind grootmaak. En ek moet regtig myself ontwikkel en emosioneel intelligent raak wanneer ek kinders het, want dit is so maklik om my negatiewe goed op my kind oor te dra. En Ronel, jy weet self, hierdie is 'n baie moeilike ding om by uit te kom. Dit is baie moeilik. Ek dink partykeer leef ons deur ons kinders. Jy weet, as my kind prestasies bereik, en baie keer druk ouers ook hulle kinders om prestasies te bereik, want dit laat hulle beter voel oor hulle self. Jy weet, dis amper asof die kind, ons leef deur die kind. Die kind se suksesse is my suksesse, die kind se mislukkings is my mislukkings. Karen, ek dink ek en jy gaan weer moet gesels asseblief. Ek dink ons moet sommer so reeksie doen van ons Karen Badenhorst gesprekke, want dit is ek leer baie by jou en ek is seker ons luisteraars ook.
luisteraars, stuur gerus as daar vrae is per WhatsApp na die stasie toe, of jy kan vir Karen kontak. Karen, dis mos net, jy kan vir Karen Badenhorst soek op die website, as jy dit insit, kry jy alle inligting daar, en gaan kyk gerus na haar website, dit is baie mooi uiteengesit, en daar wys sy baie mooi, watter kursusse sy alles aanbied, en ek is nou self ook lus om 'n kursus by jou by te woon, Karen. Verskriklik dankie vir jou tyd, en jou kennis wat jy so graag deel met ons, en dat jy nie selfsugtig is nie, jy weet, en synig is met jou kennis, en dat jy dit deel. Dis vir my altyd so mooi van jou. Is daar nog 'n laaste woord vir die luisteraars van jou kant af? Ronel, baie dankie vir die geleentheid, ek waardeer dit opreg. Ja, ek dink ek kan afsluit met hierdie, ek en my man het hierdie week met stemdag het ons bietjie alleentyd gehad. Dis nog 'n ding wat belangrik is, as jy in 'n verhouding is met die pa van jou kinders of die ma van jou kinders, dat julle as eenheid saam tyd spandeer, weg van die kinders alleen. En ek dink ons praat toe met mekaar, en ons het nou al groot kinders, en iemand vra my in my praktyk hierdie week, Karen, wat is die bodem van ouerskap? En ek en my man gesels hieroor, en ons kom op 2 woorde af. En die eerste een is ontspan. Ontspan, haal diep asem. Haal diep asem. Dis die eerste stap van selfsorg, is haal diep asem. En staan partykeer net so bietjie terug, ver staan. Verstaan jou kind. Verstaan, staan terug en kyk. Maak seker dat ek verstaan wanneer ek ver staan. Dis oulik. Ja, en die tweede ding is aanvaarding. Daai 2 goed. Ontspan, haal diep asem, en aanvaarding is baie belangrike aspekte van ouerskap. Onthou, jou kind is 'n unieke wese. Jou kind is 'n unieke mens. Moet hom nie maak soos wat jy wil hê hy moet wees. Moet hom nie in 'n vorm indruk wat jy ontwerp het. Hy is sy unieke mens. En jy moet hom daai ruimte gee om homself te ontdek en te ontwikkel en in sy uniekheid te groei. Karen, baie dankie vir jou wyse woorde. Luisteraars, ons gaan weer met Karen gesels. Ons sien julle weer, en ons luister nou na sien jou weer van Piet Botha. Lekker week vir julle almal.